Goeienaand. Welkom by ons voortsetting van ons aandgesprekke oor die psalms en by name Psalm 23. In Psalm 23 vers 5 verander Dawid se beeldspraak oor wie die Here vir hom is. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Die Here is nie net 'n herder nie, hy is ook 'n gasheer, en dit is genoeg. Die twee metafore van herder en gasheer het heelwat in gemeen. Waar die herder my lei na groen weivelde en waters waar rus is en my verkoop, my op die regte pad lei en my in die klowe van donker skaduwees beskerm, so laat die gasheer my aansit by 'n tafel. Hy beskerm my teen my vyande, hy verkoop my met 'n beker wat oorloop. Sy goedheid en guns volg my, hy maak my tuis in sy huis. Psalm 23 nooi jou uit om aan jou verhouding met die Here te dink in terme van 'n feesmaaltyd. In Jesus Christus leef ek in verhouding met die Here en het ek deel aan 'n spesiale fees, nie net af en toe nie, maar elke dag van my lewe. Kom ons dink aan 'n troue, 'n huweliksfees as voorbeeld. Jy word spesiaal uitgenooi. As jy daar aankom, is daar 'n plek met jou naamplaatjie op, wat net vir jou gereserveer is. Die heel belangrikste is egter, jy is daar omdat jy in 'n spesiale verhouding met die bruidegom of die bruid staan. Hy of sy kom sit selfs by jou aan tafel, en meer nog, hulle kom bedien jou self aan die tafel, jy is hulle eregas. Die Here self is jou gasheer. Hy berei die tafel vir jou voor. Hierdie feesmaal is nie toevallig nie. Dit is nie op die ingewing van die oomblik gereël nie, dit is voorberei. Die tafel word gereed gemaak, daar's beplanning gedoen. Hierdie term, berei, is 'n term wat ook in die soldate terme tuis hoort. 'n Geveg word tot in die fynste besonderhede berei of beplan. Dit kan ook 'n regsterm wees. Die hofsaak word berei, dit word in orde gekry vir die verhoor. Dinge word sistematies en ordelik gereël en beplan. So het die Here die feesmaal vir sy kinders beplan. Van voor die grondlegging van die wêreld is die wat genooi word na die fees toe gekies en word hulle in die tyd van vandag geroep om daaraan deel te hê. Die uitnodiging het 'n moontlikheid geword deur die koms van Jesus Christus. In hom word jy en ek vandag genooi om met volle vrymoedigheid te kom deel hê aan die feesmaaltyd. Kom lê aan, kom sit aan, kom deel in die tafelgemeenskap met die Here. Dink aan mense wat om 'n U-vormige tafel aanleen met die gasheer wat in die middel self die bediening doen. Dis besonders om saam te eet. Dis nog meer besonders om deur die Here bedien te word. Hy beskerm my teen my teestanders. Selfs al is daar mense of dinge wat my bedreig, kan ek maar ontspan en deelneem aan die maaltyd. Dit vind plaas in 'n milieu van vrede van Christus. Die vrede wat die wag oor ons hou. In die Here se teenwoordigheid is my vyande magteloos. Hy salf my hoof met olie. Hierdie gebruik van reukolie wat verfris is geassosieer met goed voel, met vreugde, met blydskap, spesiale bederf. My beker loop oor, as oorvloed, nie net 'n bietjie nie, nie net 'n afgemete hoeveelheid nie. Dis propvol, oorlopends toe vol, boepensvol. Hierdie versorging, soos in die geval van die herder wat vir sy kudde sorg, dui ook op fisiese versorging van die Here. Hy versorg ons veel meer as vir die voëls in die lug en die lelies in die veld. Selfs gelowiges in armoede getuig van die Here se versorging. Die versorging kom immers van die gasheer
wat deur Dawid as die Here aangespreek word. My Here, kom almal wat dors is, kom na die waters toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Goeienaand.